Ons fokus nou op strandveiligheid en ek gesels nou met Charles Marits van die Nasionale Seereddingsinstituut. Goeiemôre en baie welkom. Môre Elsa, baie dankie. Goed, ek wil sommer begin deur vir jou te vra, watter algemene veiligheidsmaatreëls beveel die NSRI aan vir mense wat ons strande die feesseisoen besoek? Baie dankie. Ja, die basiese veiligheidsplan wat mens moet hê is om met 'n plan vorendag te gaan. Gaan na die strand toe met die regte tipe van toerusting en met die regte tipe van houding om dit 'n lekker maar veilige dag te hou. Jy weet van die gebruik van sunblock en daai tipe van goeders tot die aspekte waarin mens in 'n lewensredders area gaan swem, seker maak dat jy die area ken of ten minste rondvra oor waar die veiligheids aspekte is waarna mens moet kyk. Daar's definitief 'n aantal goeders, maar as jy nie na 'n area is, vra van die locals wat aangaan en gewoonlik is die beste ding om die lewensreddingsareas te identifiseer en met die lewensredders interaksie te hê oor die veiligheidsmaatreëls. Goed, daar is natuurlik aangemelde gevalle van hondsdolheid onder robbe in die Wes-Kaap. Hoe gemaak as jy een van die diere op die strand teekom? So dis natuurlik 'n wilde dier nommer 1 en soos mense in die Kruger Nasionale Park of enige park vir daai for that matter rondry en nie uit jou kar uit klim nie. Moenie 'n wilde dier benader en dink dat dit nie 'n gevaarlike aspek is nie. Hulle mag dalk oulik lyk, either of op die strand of in die water, afhangende van hoe jy jouself bevind. Maar as jy 'n rob op die strand sien, hulle mag dalk net besig wees om te rus of 'n bietjie in die son te bak, maar daar is definitief hondsdolheid wat onder die robbe in die Wes-Kaap aangeteken is. So dit is 'n ding waarna mens moet kyk. En die basiese ding is om weg te bly van sulke diere af. Sodat jy nie in kontak kan kom nie. Maar as jy in die water is en daar is robbe in jou omgewing, sal dit waarskynlik 'n beter idee wees om jouself uit daai situasie uit te kry. En dit is altyd tragies wanneer 'n mens verneem van die hondsdolheid onder die robbe, maar ja, ek dink dit is 'n baie goeie boodskap om hulle liewer net uit te los en net so van ver af te aanskou. Hoe kan swemmers en strandgangers hulle self teen algemene risiko's soos baie sterk strome beskerm? So weer eens, ek gaan altyd teruggaan na die feit dat wanneer jy op 'n strand aankom en beplan om in die water in te gaan, maak seker dat jy dit doen in 'n lewensreddingsarea. Die areas word oor die algemeen baie goed aangedui tussen vla en met verskeidenheid borde en aantekenings. En dit is natuurlik die beste plek, want daar's iemand wat 'n oog oor jou hou en daar's ook iemand wat jou veilig hou. Maar daar is natuurlik strande landwyd wat nie lewensredders op het nie en mense sal nog steeds wil gaan swem in daai areas. So bly by jou capabilities, so te sprake, en maak seker dat jy nou nie in 'n situasie kom waar jy uitgetrek word deur 'n stroom nie. Daar is 'n ding wat in Engels die naam is 'n riptide en 'n rip current, en dis basies as gevolg van die ondergang van die seebodem waar daar kanale is wat naby die kus is wat 'n terugtrek, either 'n kantwaartse of 'n na seewaartse terugtrek veroorsaak. As jy in een van hierdie goeders beland, moenie teen dit swem nie, probeer om saam met dit te swem as dit moontlik is, of 90 grade tot dit te swem, en belangrik om kalm te bly. Gewoonlik as jy ook swem met iemand wat in jou omgewing is, sodat jy nie alleen is nie, en dat as jy in die moeilikheid kom, dat iemand vir jou either kan hulp aanbied deur 'n flotation device, soos ons NSRI se Pink Rescue Buoys, of al dan nie om hulp in te roep deur iemand anders wat dalk in kan kom, of een van ons lewensreddersdienste. Charles, julle doen ongelooflike werk. Hoe kan mense die werk van die NSRI ondersteun?
Ag baie dankie Elsa. Ja, ons het natuurlik baie inligting op alle platforms beskikbaar vir mense om in te gaan en te gaan kyk na wat aangaan in die NSRI. Ons is 'n donor-funded organisation en ons is baie dankbaar vir al die mense wat so wat hulle donasies aan ons gee. En ons probeer daarom hard om hierdie werk ordentlik te doen deur omtrent 1500 vrywilligers wat van hulle tyd vrywillig gee om die model te maak werk. En op enige van ons platforms waar inligting beskikbaar is daar altyd 'n knoppie wat sê this is how you donate dis so maklik soos the click of a button omtrent, maar jy kan ook altyd inbel. Daar's definitief 'n kontaksenter wat hulle hard uit probeer om ander te kontak en hulle mag dalk aan die ander kant van die lyn wees. En ek wil ons kykers werklik aanmoedig om dit te doen en julle te ondersteun. Baie dankie. Nou bly ingeskakel want net hierna kuier ons agter die skerms van Leani Meise nuutste musiekvideo.